Goeiedag almal. Vandag se woord is jy 'n voorblad man of vrou. God se kinders is almal 'n groot familie en Yeshua is die hoof daarvan. Hulle is soos blaaie wat 'n boek vorm en Yeshua is die omhulsel. Om 'n voorblad man of vrou te word, moet ek die liefde in hoofletters in my hart dra. Ek moet sy liefde soos 'n kleed dra, net soos mense die kleding sien wat ek aan het. So moet hulle sy liefdeskleed om my sien. Ek het my sonde soos 'n kleed gedra. Dit was sigbaar, nie net vir God nie, maar ook vir ander om te sien. Maar die oomblik toe ek na God uitreik, kom ek agter dat hy vir my iets beters in stoor het. Hy trek my vuil kleed uit. Sonde maak ons vuil, onrein en hy reinig my hart. Hy vergewe my, hy omvou my met sy liefde. Hy trek vir my 'n liefdeskleed aan. Nou is ek in hom en hy in my. Ek dra nou sy liefde in my hart en ek word 'n voorblad mens, 'n advertensie vir hom. As ek dit so kan stel, ek verkoop nou sy liefde, sy waarheid en sy goedheid. En hoe doen ek dit? Deur my woorde en dade. Niemand kan God se liefde en sy waarheid verkoop as hulle harte onrein is nie, want hulle dra nie sy liefdeskleed nie. En as hulle dit doen, is hulle soos 'n vals advertensie. Ek koop die produk, maar dit werk nie soos die adverteerder beweer nie. Die advertensie is vals. Hierdie mense gee voor hulle dien God. Hulle het hom lief, maar hulle is vals. Hulle gee ook nie om dat God hulle valsheid sien nie, vir hulle gaan dit net om hulle medemens te bedrieg. Wanneer God met my tevrede is, sit hy my op sy boekrak. Dit beteken hy sonder my af. Ek is nou iemand van besonderse gebruik. Ek is nou 'n uitstaalmens vir hom. Ek is van waarde vir hom. Ek is soos 'n boom geplant by waterstrome. Die water is lewe, dit is Yeshua. Ek is aan hom verbind. Die vrugte wat ek dra is liefde, waarheid, omgee, vriendelikheid en ek deel dit aan ander uit. Omdat sy liefde nou in my hart regeer, praat ek sy liefdestaal. Liefde is om te gee en die hemelse manier van gee is om myself te gee. Soms het iemand ons oor nodig, of ons hande, of ons voete, ons wysheid, of ons raad, en dikwels ons tyd. Dan is daar die kere dat iemand ons hart nodig het. Dit is wanneer ons met deernis moet luister, moet troos en omgee. Dit is dan wanneer ons werklik iets van God se liefde leef. Mense wat die liefde het, se lewensboom hang swaar van goedheid wat ander kan pluk. Ongeag hulle omstandighede het hulle altyd iets moois om aan ander te sê. Of 'n glimlag, of 'n drukkie wat sê ek gee om. Dit is die liefde wat God van sy kinders verwag. Valse liefde kan dit nie doen nie, want dit is liefde sonder dade en omgee. Woorde alleen en dade sonder omgee beteken niks. Dit is soos 'n kledingstuk wat aan die waslyn hang. Die son verbleik dit en dit word weggegooi, want dit het nie meer bruikbaar nie. Dit het nie meer waarde nie. Woorde en dade sonder liefde het geen waarde nie. Ons moet omgee liefde vir mekaar hê en Yeshua was vir ons 'n voorbeeld daarvan. Johannes 13 vers 34. Nou sê ek vir julle ook, julle moet mekaar lief hê. Dit verwag ek van julle. Kyk hoe lief het ek julle. Laat dit vir julle 'n voorbeeld wees van hoe julle mekaar moet lief hê. Kom ons vra, hoe kan ek mense wat my pad kruis wys hoe groot God se liefde werklik is? En watter van my liefhê mense kan ek vandag verras met my omgee liefde? En hoe kan ek onbekende seën met my omgee liefde? Die barmhartige Samaritaan het met sy omgee liefde gewys hoe God se liefde werklik is. Met God se liefde in ons harte kan ons 'n verskil maak mense wees. Ons moet ons beywer om van die wêreld liefde te maak. God se kinders moet 'n lig in iemand se donkerte wees. Hulle moet 'n sonstraal wees wat vreugde en vrede bring. Hulle moet draers van hoop wees.
Om iemand van hoop te wees beteken ek moet binne in God se liefde leef met geloof. Dit is sigbaar in my lewenswandel. Nou wapper my vlag en ek plant blomme van geluk in ander se tuin. Ek deel sy liefde en sy goedheid uit aan ander en as hulle dit vat, as hulle dit glo, dan het ek hulle ryk gemaak. Die vreugde wat hulle nou in hulle harte het, is my beloning en dit maak my ryk. Kind van die Allerhoogste, wees saam met my 'n hartsmens, 'n uitdeler van sy liefde. Kom ons maak ander ryk sodat hulle kan oorloop van sy liefde, van sy goedheid en dan word ons ook ryk en dan wapper ons vlaggies. Kom ons vra vir Abba Vader om ons te vul met deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld, vergifnis en liefde. Ja, veral liefde, sodat ons hartsmense kan wees, boekrakmense. Dankie dat jy geluister het, wees geseënd.